Môre, dit is donderdagoggend, dis die 26ste Februarie en ons kuier met mekaar rondom die lewe en die gebeurtenisse van Samson, die rigter Samson. Nou, dis 'n tipiese, ek kan nie sê pastorale ding nie, maar kom ons noem dit 'n menslike ding, 'n tipiese gesinsding. Wanneer jou kind wat jy baie met moeite groot gemaak het en veral met sorg voor die Here groot gemaak het, dan die spoor byster raak en verskriklike dinge doen en selfs later dan in die gevangenis beland en met sy oë uitgesteek en ek wil amper sê as 'n wrak eindig, dan is die natuurlike ding dat ouers vra wat het ons verkeerd gedoen. Ons gaan net nie alles herhaal nie, ons het gisteroggend daarna gekyk. Ouers wat ontsteld is en sê, wat het ons verkeerd gedoen in die opvoeding van ons kind? En dan het ons ook vlugtig gekyk oor wat maatskaplike werkers, sielkundiges, psigiaters en enige iemand wat nou gespesialiseerd is in sosiale wetenskap, wat hulle daarvan te sê het, en elke ou sal seker, die psigiater sal 'n ander antwoord gee, die sielkundige 'n ander antwoord, en maatskaplik sal weer na die sosiaal kyk, en 'n dominee sal natuurlik nou dat die teologiese goed kyk. Vanoggend gaan ons kyk na wat sê die Bybel rondom Samson, wil ek amper sê sy eskapades. Nou sien ons dat toe Samson nou vir hom 'n Filistynse vrou kry en meer belangstel in Filistynse vrouens as sy eie vrouens, of dan sy eie portier of sy eie mense, was die ouers inderdaad ontstel. Maar dan lees ons 'n teks wat jou kop laat krap, hoor. Ek dink nie ek het al die teks so raak gelees nie. Ons lees in Rigters hoofstuk 14 vers 4. Sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom nie, want hy wou 'n geleentheid skep, dis die Here, wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. So, dit wat vir ons na 'n fiasko lyk, dit wat vir ons totaal verkeerd en van die wa af is en van die pad af is, het die Here 'n plan. En dan is dit belangrik dat wanneer hierdie goed met jou kind gebeur of wat ook al, voor jy hysteries te kere gaan en goed sê wat kon gebly het, gaan staan eers op jou knieë en vra, Here, het U 'n plan hiermee? Waarheen is U op pad? Wat is U pad met my kind? Ons lees dit dan ook in hoofstuk 16 vers 30. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. En nou moet ons weet dat Samson was eintlik 'n rigter. Eintlik is hy gebore uit 'n kinderlose ouers met een doel, en dit is om die volk van die Filistyne te red. En hier is, so te sê, 'n sukses behaal. En dan skryf ek in hoofletters hier agter, God bereik sy doel met 'n kromstok. Oorlede dominee Attie van der Kolf het 'n pragtige ding geskryf hieroor, en ek lees hom vir jou. Maar die Here bereik sy doel op sy manier. Deur Samson se kontakte met die Filistyne het die Here vir Samson, die sonskynkind, rigter en leier van sy volk, tot in die vyand se gebied gebring. Daar het hy Samson skade en skande oor homself in 'n daad gebring, maar daar het hy ook groot dade tot eer van die Here gedoen. En ons sien, die hele Dagons-tempel word omgegooi en duisende mense word omgebring. Here, ons moet erken dit is moeilik om hierdie goed te verstaan. Dis interessant.
Dis anders as wat ons dink. Ons is so vasgevang in dat as ons die regte dinge doen, dan gebeur die regte goed. As ons die verkeerde dinge doen, dan loop die dinge verkeerd. Hier kom u in die gebruik. 'n Tronk, uitsteek oë, skande en skaamte. Gebruik u om u doel te bereik. Here, leer ons om nie op sisteme en wette te vertrou nie, maar op u alleen. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde donderdag hê. Mooi loop.